Nou ja, julle. Ons gaan begin met die tema, die Koninkryk van die Hemele. Die Koninkryk van die Hemele. Dit is, ons het in die vorige informele gesprekke so net gesels oor, hoeveel keer kom dit in die Bybel voor. Dit was sommer net so 'n bietjie grondwerk. Maar nou vandag gaan ons regtig 'n bietjie struktuur daaraan gee. En spesiaal vir die wat later hierna kyk, nee, of as ons dit later wil kyk. Nou, ons praat rondom hoërskool en naskool. Is dit baie besondere tyd in jou lewe. Maar is ook 'n tydperk waar jy in die laerskool het ons baie verhaaltjies, Dawid en Goliat, Noag in die ark ensovoorts, hier en daar in die Bybel. Maar nou moet dit eintlik 'n realiteit word waar jy bewus word van die wêreld rondom jou. Eintlik die wêreldsisteme. En dink maar aan die beeld van Nebukadneser, die kop van goud, en dit was 'n beeld van die Babyloniese ryk, en as jy daar geleef het, dan sou jy in verstomming gewees het met hierdie verskriklike ryk, en koning, en weermagte, en ekonomie, of die Perse, of die Romeine, en jy kan amper daarin verswelg word. En tog sê die Bybel, daar het 'n klippie losgeraak, en hy het die beeld getref, nee, die koninkryk van God, die ewige koninkryk. Daniël 7 sê so mooi, daar is 'n ewige koninkryk. Dit is 'n koninkryk wat ons beerwe. Nou, as daar nou een ding is wat ons aan kan glo en vashou, is dit, Jahwe is koning. Jahwe is ons koning. So, dit is eintlik, die Bybelstudie is bedoel om vir elkeen van julle 'n vastigheid, 'n vaste raamwerk te gee. So, ons gaan 'n baie spesiale boek in die Bybel gebruik om dit te kan doen, maar voor ons gaan begin, kom ons bid saam. Vader Jahwe, baie dankie dat ons u kinders kan wees, wat wanneer ons die woord oopmaak, werklik kan besef, u is ons Vader, en u gee vir ons die Gees, om u woord te kan lees en te kan verwag hoe u ons lewens verander, hoe u woord in ons lewe gebruik om 'n lamp vir ons voete te wees en 'n lig vir ons pad, om ons harte te vul daarmee en te voed al ons behoeftes, al ons dors, al ons honger, dat dit alles net op u gerig sal wees. Ook vanmiddag as ons so oor u koninkryk gesels en die reeks wat volg, dan dra ons dit aan u op. En ons vra u, help ons, want dit is u koninkryk. En help ons om u woord te verstaan en lief te hê, en daarin te glo. En dankie Vader Jahwe, dat u elkeen van ons ken, en weet hoe nodig het ons u. Veral in die tye waarin ons lewe, die ouderdom waarop ons is ons oog net op u. En ons dankie daarvoor in Yeshua. Amen. Nou ja, die boek wat ons gaan gebruik is die eerste boek in die Nuwe Testament, Matteus. Matteus is 'n baie oulike boek om te begin gesels oor die koninkryk van die hemele. Elke boek in die Bybel het 'n gedeelte of 'n element van openbaring. Matteus is net 'n lekker deel waarin dit baie na vore kom. So, ons gaan kyk of ons in so 6 afleweringe kan gesels, so kronologies deur Matteus. So die beste raad ek eerstens kan gee is begin Matteus deur te lees 'n paar keer en kyk vir terme soos koning en koninkryk. Koninkryk van die hemele. Die ander evangelies gebruik koninkryk van God, Matteus gebruik koninkryk van die hemele. Dis dieselfde koninkryk. So as ons vandag begin met die inleiding, dan begin ons by die koning van die koninkryk. Tog die belangrikste persoon is die koning. En dan die tweede deel, die inleiding tot die koninkryk. En dan gaan ons so 'n bietjie gesels rondom in die derde aflewering oor verkondiging van die koninkryk, die prediking van die koninkryk, binne in die boek Matteus, né? En dan die vierde een is so 'n bietjie die verborgenhede van die koninkryk. Die verborgenhede, of die koninkryk wat vereers verborge lyk, of verborge in ons lewe is. En dan die 5de aflewering so 'n bietjie verhoudings binne in die koninkryk. Daar is binne in enige koninkryk is daar verhoudings.
tussen die koning en die ryk. En dan die 6de ene, as ons nou dink aan die einde van Matteus, die belofte van die wederkoms, die koninkryk kom. So ietsie om na uit te sien. Vandag net eers 'n bietjie inleiding. Kom ons maak ons Bybels oop by Matteus 1. En ons sien 'n interessante manier hoe Matteus hierdie evangelie of beskrywing van die evangelie begin. Hy begin met 'n geslagsregister. Nou, ons lewe 2000 jaar later en geslagsregisters vir ons het glad nie meer die rol wat dit daai tyd gehad het nie. Ons kan hoogstens ons pa of ma, oupa en ouma en dalk nog die oupa grootjie en ouma grootjie se name op die punte van ons vingers ken. Maar daarna raak dit bietjie moeilik. En dit is so. In daardie tyd was veral met die stamme van Israel belangrik uit watter stam jy is, jou grondgebied. Daar was 'n groot rol wat dit gespeel het. En as ons kyk na die stam van Juda, is die stam wat beloof is, daar sal 'n koning kom. Wel, uit die lyn van Dawid. En die mense was, onthou Dawid het min of meer, hoe lank voor Joshua geleef? 1000 jaar. Dawid was 1000 jaar voor Joshua. Abraham 2000 jaar. So, die beloftes aan Abraham, Isak en Jakob het gelewe. Baie mense het gepraat van die God van Abraham, Isak en Jakob, omdat Jahwe hom openbaar het as die God van Abraham, Isak en Jakob, God van die leerskare. En dan spesifiek met Israel se inneming van die beloofde land, het die stam van Juda na vore gekom as die koningsstam, nee, vir lank in die rigterstydperk was daar rigters uit verskillende stamme, maar wanneer die eerste koning gekies word, Saul uit die stam van Benjamin, dan is dit 'n rukkie daarna in sy ryk wat mense kon sien, maar Saul het afgewyk van Jahwe en Jahwe verkies vir Dawid. Dawid kry die openbaring, wat is die koningsstad? Sion, Jerusalem, en daarvan af is die beloftes vir die troonopvolger op die troon van Dawid, die Messias, die koning wat sou kom. Nou dit 'n gedagte bring Matteus se evangelie hierdie blye boodskap, die koning is hier, en hy begin deur die geslagsregister. So as ons nou vinnig ons Bybels oopmaak, dan is die eerste woorde Matteus 1 vers 1, die geslagsregister van Yeshua Messia. Die evangelie gaan oor Yeshua, en nou as ons 'n klomp name lees, dan sê hy eers die seun van Dawid, die seun van Abraham. Hoekom word Dawid en Abraham eerste genoem? Want Dawid was die koning oor al 12 stamme, en die beloftes was aan hom toegesê, nee. Jahwe het jou huis uitverkies, en daar sal op jou troon altyd 'n troonopvolger wees. En dit was die verwagte Messias deur die eeue heen, die profete. So nou begin Matteus en sê, Yeshua, Messia, is die stam van Juda uit Dawid uit. Dit is hoe die evangelie begin, die koning. Onthou ons fokus vandag is die koning. So dit maak heeltemal sin, dat hy met 'n geslagsregister begin, te wys Yeshua is van Dawid. Tweede ene, Abraham. Hoekom Abraham? Pragtig. Die beloftes is aan Abraham gemaak, nee, aan sy saad, nie saade, nie sê Paulus, maar saad, wat wys op die Messias. Ek sal jou geslag ryklik vermeerder, soos sterre in die hemel, ensovoorts, nee, koning sal uit jou gebore word, gee jou die land. Abraham was hier die vader van al die beloftes. Dis belangrik. So Yeshua is daar die beloofde saad uit Abraham. Nou kan ons die res van die name so 'n bietjie vir julle gooi, as julle later hierna kyk of iemand lees. Hoeveel van die volgende name is baie bekend vir jou? Dink dadelik in 'n Bybelverhaal. Abraham was die vader van Isak, en Isak van Jakob, en Jakob die van Juda en sy broer. Sien julle hoe gaan hy dadelik met die geslagsregister? So ons ken verhale van Isak, en Rebekka, 2 seuns, Jakob en Esau, ensovoorts. Nou ja, Peres en Tamar is dalk nie so baie bekend nie, maar ons kan die geskiedenis gaan lees in Genesis, en Ram, dit klink 'n bietjie vreemd, maar hy was daar gewees, en Nagson, en Salmon, Boas, Obed, Rut,
Isaïe, hier is ons weer by, nee. Al by vers 5. In vers 6, Isaïe die vader van koning Dawid. Ons fokus op koning Joshua. Nou wys hy, koning Joshua is van koning Dawid. Dis nie net Dawid nie, koning Dawid. En dan Salomo en Rehabeam, Abia. Hulle name staan nou nie almal koning nie, maar Dawid, koning. Dis daar die koningskap tema. Ja, as ons nou in tyd dink van na Dawid, Rehabeam, wat het in Rehabeam se tyd gebeur? Die skering is baie belangrik van die noord en die suidryk. Met ander woorde, die huis van Dawid het geskeer. Dit is belangrik, want die nuwe koning, die ewige koning, Joshua, op die troon van Dawid, gaan die huis van Dawid weer terug by mekaar voeg, die koninkryk herstel. So, ietsie wat ons kan baie duidelik van die koninkryk sê van die hemele. Nog voordat daar 'n skepping was, is Jahwe koning, Jahwe soewerein, Jahwe regeer. So, dit is nie asof in Matteus Jahwe vir die eerste keer koning word nie. Oor hierdie koninkryk praat ons nie van fisies soseer landgrense nie. Dit gaan oor 'n dimensie en 'n vlak van regering, naamlik binne in die Adams geslag. Die eerste Adam en Eva het hulle heerskappy weggegee deur die sonde. En die sonde het oor hulle geheers, gevangenskap. Ons sien die uitwerking en die gevolg van sonde vandag nog. So hierdie koningskap waarvan ons nou praat, die koninkryk van die hemele, die koninkryk waar Joshua die koning is die koningskap waar hy kom regeer op ons, dit wat direk op ons aan toepassing is, die bose, die Satan, die sonde, ons wat verlore is. En dis kom hierdie tema verskriklik belangrik is vir ons. Dit is nie een of ander koninkryk 200 ligjare hiervan af nie. Die koninkryk van die hemel gaan oor dit waar die koning sy erfdeel, sy kinders, kom red, verlos, rig, lei, regeer, heers. Dis waaroor dit gaan. Dit is belangrik. In Dawid hulle se tyd was dit 'n koninkryk wat jy die landsgrense op 'n kaart kon sien. Dawid het nie met sy perde en manne China toe gegaan om sy koninkryk te gaan uitbrei nie. Hy het nie op 'n skip geklim en Amerika probeer ontdek om sy koninkryk uit te brei. Hy het nie probeer om 'n wêreldmag te word soos wat ons nou ken in die Europese geskiedenis nie. Dit was 'n beeld van Jahwe wat regeer in Israel, oor Israel, deur Israel. En vir ons vandag is dit so wonderlik dat maak nie saak wie aan die wêreld se bewind is, of jou plaaslike regering in die dorp of jou land se regering nie. Die koninkryk van die hemele is vas, is ewig. En dis verg van ons baie, en ons gaan dit net weer vir mekaar sê, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Dis nie net, ek moet eendag in die koninkryk ingaan nie. Ons moet nou al in die koninkryk diensbaar wees. So hier kom nou die name van daai konings in die tydperk toe Juda so baie sonde gedoen het. Abia, Asa was beter, Josafat was 'n goeie koning, Joram, Usai, Jotam, Agas, een van die slegste konings wat daar was. Hiskia het weer hervorminge gebring. Vers 10, Manasseh, die goddeloosste koning. Nee, digtiging, ja, hy het tot bekering gekom. En Amon en Josia. En Josia, die vader van Jegonja, Gats, en ja, was dit die ballingskap. Totaal 'n oorname van die koninkryk van Babylon oor Jerusalem. Babel was hierdie magtige ryk, wat dan later vir ons 'n beeld word van die sataniese ryk nie, want die koninkryk van Jahwe moet oor Babylon heers. So ons kan al daai name so 'n bietjie kyk en besef, maar as jy 2000 jaar terug geleef het binne die konteks van Israel en almal het geweet hulle is Israel en hulle het gepraat onder mekaar uit watter stam is julle. Ons lees in die Nuwe Testament dat mense het geweet het watter stam hulle was. Ten minste baie van hulle wat in Jerusalem en omstreke was. Ek dink nie soseer die
10 stamme wat in ballingskap 700 jaar teruggegaan het nie. Hulle het redelik as heidene, etnos, Lo-Ami bekend gestaan. Maar die wat daar nog betrokke was in die land, jy lees Paulus weet hy is uit die stam van Benjamin en Simeon en Anna het geweet sy was uit die stam van Aser. So daai mense het redelik baie sterker met hierdie name wat ons nou net gelees het, 'n sekere konteks, raamwerk, dadelik. As jy praat van Hiskia, dan sal jy sê dis daai koning van Juda wat gebid het in die tempel en ja, ons lees dit in ons Bybels ook, maar dit is asof dit so ver verwyderd is. So wanneer Matteus begin, dan is dit seker die beste wat hy kon doen, om iets te skryf, wat almal kon sê, o ja, ons weet hiervan. Dit maak vir ons sin. Ons ken Dawid, Rehabeam, Hiskia, Manasseh, Jotam, Jegonja, dis die koningslyn. Nou wys Matteus, dit is uit hierdie koningslyn, dat Yeshua gebore is, koning. Dit bevestig die boodskap wat vorentoe gaan. So, geslagsregisters is nie vir ons vandag so belangrik nie. Ken julle die oupa grootjies aan pa en ma se kant en nee, dit raak bietjie ingewikkeld, maar in daai tyd was hulle redelik bewus van geslagslyn, veral dan in die stam van Juda. En die Matteus 1 vers 1 begin met Yeshua Messia en vers 17 eindig weer met van die ballingskap tot by die Messia, die gesalfde, die een wat verlos, die een wat Jahwe aangewys het. Nou ons sal weer daaroor praat in die Ou Testament, die tekste, die verwagting. Wel, kom ons doen dit gou-gou. Dis die volgende ding wat Matteus baie sterk doen is om Ou Testament tekste in verband te bring om te sê dis wat nou vervul word. Kyk byvoorbeeld Matteus 1 vers 23. Matteus 1 vers 23. Dis nou in Matteus 1 die res is waar die geboorte van Yeshua aangekondig word en vers 23 kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. Waar kom daai teks vandaan? Jesaja 7 vers 14. Binne in die ballingskappe was dit 'n profesie gewees. Nou kom Matteus en sê, julle ken die profete, hierdie wat hier gebeur, dit is nou. Dit is enorm, dit is die aankondiging van die koning. Dit is geweldig belangrik. En dis nou vir elke jong mens, ek wil julle bemoedig en aanspoor. Een manier om jou Bybel goed te leer ken, en ek praat nie net van die tekste nie, maar die begrip, is om 'n naslaand Bybel te begin. Kyk, watter tekste verwys terug na die Ou Testament? Want dit maak dat 'n mens nie net 'n versie vat en hy hang in die lug nie, daar is konteks. Daar is byvoorbeeld hier 'n profesie gewees, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Nou net so vinnig, wat beteken Immanuel? Ja. Nou die L gedeelte op die einde is vir God, Elohim. Immanuel, immanent. Immanent is om by te wees. Ons sê twee dinge van Jahwe. Onthou julle wat ons gedoen het met die eienskappe? Jahwe is transcendent. Trans is ver, groter, heerliker, bokant ons. Jesaja sê so mooi, hy is die God wat in die ewigheid woon, hemele, maar hy is ook immanent. God wat by ons is. Hy sê in daai selfde vers in Jesaja 57, ek woon by die wat 'n verslae gees het, gebroke is van hart. So dis belangrik. Immanuel. So dis belangrik. So, kom ek gee vir julle nog 'n voorbeeld. Matteus 2 vers 18 en Matteus 2 vers 23. Is die stem in Rama gehoor, 'n rouklaag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie
vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is. Ja, vers 17 sê, toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, en dit is wat jy nou gelees het. So, Matteus wys vir ons, hoe word Jeremia se profesie in hierdie situasie waar Herodes al die kinders onder 2 jaar doodgemaak het, vervul en verband gebring. En dan die terugkeer uit Egipte, terug na Nasaret toe, vers 23. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, dat hy 'n Nasareëner genoem sou word. So ons het nou gou 3 tekste wat Matteus die Ou Testament in verband bring met Yeshua en sy geboorte of sy koningskap. So dis baie belangrik om in die studie van die koninkryk van die hemel te sien hoe Jahwe dit profeteer en hoe dit in Yeshua regtig vervul word, voltooi word. Dis eintlik 'n baie mooi heerlikheid. Nou, ek weet nie of een van julle al daai opgewondenheid gekry het as jy 'n legkaart bou en jy sit 'n stukkie, hy pas net. Hy's 'n stukkie wat jy lank gesoek het. Dis wonderlik. Nou dit maal 1010 keer. Wanneer mense sien hoe die koninkryk van die hemel so inpas, dan kan ons dan daai begrip is wonderlik. So die koninkryk wat ons nou doen, die koning, is nou hier in Matteus 2000 jaar terug. Maar sy kenmerk is Yeshua se heerskappy vandag in ons lewe en tot die wederkoms en verby die wederkoms. So dis nie net 'n onderwerpie wat ons in 'n boksie kan plaas 2000 jaar terug nie. Mens sien die beloftes Abraham, Isak, Jakob, wel eintlik Genesis 3 vers 15 al, nee, waar Jahwe sê vir die slang, die vrou se saad sal jou die kop vermorsel, nee, en jy sal my afskind byt. Jy sien dit oralster die verwagte Messias, die saad wat sou kom, maar dan spesifiek in Matteus, hier word hy koning gebore. En dan kan ons nou daarvan af verder lees hoe Yeshua dit verduidelik. So, gaan kyk weer so 'n bietjie terug na die geslagsregister 1, ons eerste deel. Die geslagsregister bring die koneksie met veral die eerste hoorders, Abraham, Isak, Jakob. Kyk so 'n bietjie wat verstaan jy onder Abraham, Isak, Jakob, die beloftes. En dan die tweede deel, punt wat ons uitgehaal het, is baie Ou Testament tekste word gekwoteer. Dan as ons na Matteus self kyk, is iets baie interessant. Dis soos 5 groot preke. Dit is 'n klomp dinge wat Yeshua sê, en dan sal daar staan, en nadat hy dit gespreek het, en dan gebeur daar weer iets. Jy kan dit amper merk. Kom ons kyk gou of ons dit kan raak sien. Lees jy gou vir ons Matteus 7 vers 28, en Christian Matteus 11 vers 1, Magdalike Matteus 13 vers 53, en Jan Hendrik Matteus 19 vers 1. Het julle hom? En dan sal ek hier by Matteus 26 vers 1 ook maak. Kyk of julle iets raak hoor. Ons gaan nou daai tekste so op 'n ry aflees. Hoor of julle die volgende beginsel kan raak sien. Matteus 7 vers 28. En toe Joshua hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy lewe. Hou dit. Christian, Matteus 11 vers 1. En toe Joshua klaar was met bevel aan sy 12 disippels te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. Net tot sover. Matteus 13:53. En toe Joshua hierdie gelykenis geëindig het, het hy daarvandaan weggegaan. Elke keer leer hy en dan eindig hy, nee. Volgende ene, 19 vers 1. En toe Joshua hierdie woorde geëindig het, het hy van Galilea vertrek en in die gebied van Judea oorkant die Jordaan gekom. En dan Matteus 26 vers 1.
En toe Joshua al hierdie woorde geëindig het, sê hy vir sy disippels. So, daar is verse wat ons nou uitgehaal het, wys elke keer die einde van sekere lering. Ons kan basies dit 'n preek noem. Maar as ons nou elke keer gaan kyk, wat het Joshua kom doen? Hy het die koninkryk van die hemele kom verkondig. En dit is wat Matteus nou so baie lekker Bybelstudie boek maak vir die koninkryk van die hemele. Dit is 'n uitstaande kenmerk dat Joshua baie geleer het, baie gepreek het, die boodskap verkondig het. Baie sterk. Kom ons kyk vir nou so een of twee sulke verse. Matteus 4 vers 17. Van toe af het Joshua begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. So, dit is baie belangrik. As ons ons het nou begin met Matteus 1, die geslagsregister, die geboorte van Joshua aangekondig. Die Matteus 2 is hoe die 'n paar tekste die vervulling van die Ou Testament. Johannes die doper, Matteus 3, as julle so vinnig kyk by Matteus 3, het Johannes die doper eers begin in vers 2, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom, en dan die doop van Joshua self. Nou die doop van Joshua, die Heilige Gees daal op hom neer, die salwing, om wat te doen? Om sy taak as koning uit te voer. En die eerste vyand waarmee hy te doen kry is die duiwel self, Matteus 4, waar hy dan hierdie stryd voer. Die duiwel het vir Adam en Eva ook gekonfronteer en hulle het geval. Die duiwel konfronteer Joshua en Joshua oorwin die versoeking. Hy weerstaan die duiwel. So, dit is baie belangrik, en dan gaan Joshua uit in Matteus 4, vers 17 wat ons nou gelees het, daar die prediking, saam met die prediking, die wonders, omdat die Heilige Gees die salwing van Jahwe op hom is, maak hy siekes gesond, maak die oë van blindes oop, lammes, krepeles, as 'n teken van die oorwinning oor die koninkryk van die Satan. Want dit is as gevolg van die sonde en die Satan wat al die dood en pyn en ellende, blindheid, doofheid, stomheid is, Joshua oorwin. En dan ook spesifiek sien ons dit aan die einde van Matteus 4 vers 23. En Joshua het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En daarmee saam elke siekte en kwaal onder die volk genees. So hierdie eerste inleiding vandag. Die koning is gebore, Matteus 1, die koning is nie net 'n geboorte nie, dis die geboorte, sy geslagsregister uit die stam van Juda, Dawid se troon. Tweede deel wat ons hanteer het, die Ou Testament tekste wat in verband gebring word. En dan Johannes die doper waaroor ons eintlik 'n bietjie meer moet sê, maar wat sê die koninkryk van die hemel het gekom, naby gekom. En dan sy prediking wat 'n besondere rol was, en dan hy wat van wys, Joshua is die lam van God, uit Johannes leer ons dit. En dan sien ons hier met die doop van Joshua, daar die salwing, die gees van God, die Messia, die gesalfdheid, en hoe hy dan dit presies twee dinge doen, die koninkryk verkondig. En ons sien later in Matteus, hy het elke keer dat daar preek is, hy het na hierdie dinge, nadat hy geleer het, dan gebeur daar weer iets. En dan leer hy weer, en die tekst is ook so mooi, hy het in die sinagoges gegaan, en gaan leer. Nou wil ek vir julle vra, jy nou 2000 jaar terug geleef het, en jy het gehoor, hier is iets snaaks aan die gebeur. Hier is mense wat sê, daar is nou 'n man, wat
kasdag mense kan gesond maak. Nou sê ek spesifiek kasdag, want daar was eers geskinder en gepraat en gerugte oor hom versprei. En nou hoor jy die groot mense praat, miskien is jy al bietjie ouer, jy kan alself rondbeweeg. En jy hoor maar, daar gebeur iets in die sinagoge. Wat is ons ingesteldheid? Wil ons net van 'n skierigheid 'n wonderwerk sien? Of is jy bereid in jou hart om die moeilike ding te doen, om op een van daai harde bankies in die sinagoge te gaan stil sit en te konsentreer en te probeer sin maak van wat hy sê? Want dis nou die belangrike deel, waar jong mense 'n keuse moet maak. Gaan dit net oor die, wow, kyk die wonderwerke, wow, kyk al hierdie lekker dinge, of gaan dit, sou jy graag, kan ek vir elkeen vra, sou jy graag wou gaan stil sit het en gehoor het, wat leer Yeshua? En as jou antwoord ja is, ons is begenadig om baie van sy lering, eintlik nie net 'n deel daarvan nie, maar die belangrike deel, die deel wat Jahwe geweet het 2000 jaar lank vir jong mense moet leer van sy koninkryk, dis vir ons opgeskryf. En dan spesifiek lekker in Matteus 'n klomp dinge. Veral as ons dan begin met die bergpredikasie, is die grondwet van die koninkryk. So, gaan dink 'n bietjie daaroor dat die koning is duidelik geïdentifiseer, Yeshua. Die koning het geleer, en die koning se woord is gesagvol. Hoe groot rol speel dit op hierdie stadium in jou lewe? En gemeet aan die koninkryke van vandag, ja, dit is opwindend om nuus te kyk, solank dit in 'n ander land is en nie in jou eie land se probleme nie. 'n Mens kry maar, ek hou van hierdie ou, en daai ou is sterk, en daai ou is 'n lafaard, en mens kyk na mense, dit kom en gaan. Maar hier die koning, se koninkryk, vra van jou iets spesifiek, en dis wat ons vir mekaar baie gaan sê, gehoorsaamheid. Want jy kan oor Amerika en oor een of ander Europese of Oosterse land, BRICS, kan jy lees, en dit kan jou dalk voel of hulle jou dwing, of jy is ongelukkig oor iets, en hier en daar 'n invloed, maar dit kom en gaan, sover dit jou aardse bestaan betref. Maar hierdie koninkryk, is die koninkryk van die hemele, is die koninkryk van alle ewigheid. Dis die koninkryk waar jy voor die koning staan. Het sy in die wonderlikste posisie of in die heel aakligste posisie van veroordeling. So dit is 'n boodskap wat nie net interessant is nie. Dit is 'n boodskap wat nie bedoel is om ingewikkeld te wees. Nooit was Yeshua se prediking bedoel dat dit intellektueel net seker is wat dit verstaan nie. Ons gaan wel sien, daar is seker is wat dit verstaan en seker is wat dit nie verstaan nie. Maar dit hang nie af oor jou IQ nie. Dit hang van die koning af. Of hy dit aan jou wil openbaar. So ons ingesteldheid moet wees, Vader, ons wil baie graag van u koninkryk leer. Ons wil, as ons bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, dan wil ons baie graag deel wees, en betrokke wees, en ingelig wees. En as ek sê betrokke, met jou hele hart, siel, krag en verstand. Sover ek my verstand kan aanwend, sover ek my hart kan aanwend, sover ek my wilskrag kan aanwend, dit is wat die koninkryk van die hemele vra. As die koninkryk van die hemele vir ons net so ietsie daar aan een kant is, dan sal jy gou-gou agterkom
dit maak nie sin nie. Aardse goed maak nou vir my baie meer saak. Maar die realiteit is net dat daar kom 'n stadium in jou lewe wat jy verantwoording moet doen oor die koninkryk van die hemele. So ons sien baie uit. Lees weer 'n bietjie Matteus 1-4, die inleiding oor die koning, sy geboorte, sy salwing, sy uitgaan, sy prediking. En dan gaan ons bietjie volgende kyk na die koninkryk en die ryk, die heerskappy en die lering wat daar binne volg. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons vroeg in ons lewe die voorreg kan hê om van die koninkryk te leer. Dankie dat ons die voorreg het om, as ons nie voel ons verstaan dit of ons is bang, ons is nie goed genoeg nie, dat U Heilige Gees ons ondersteun en help om in ons harte te getuig, in ons harte U liefde te openbaar. Wil U vir ons elkeen 'n begeerte skep om U koninkryk lief te hê. Baie, baie dankie dat ons elke jong mens aan U kan opdra. Hierdie belangrike tyd van jong mens wees om daardie drome en verlange om iets te word in hierdie wêreld, om dit voor U voete neer te lê, voor die koning se voete, en te vra dat U eerste sal kom, en ons daarna in U koninkryk ons plekkie sal vind. Ons bid dit in Yeshua. Amen.